Okay. Matteus 15 vers 22, die Kananeese vrou. Nou wie is sy? Sy is nie een van die 12 stamme nie. Sy is nie een van die oor wie Vader se naam uitgeroep is nie. Daar is sulkes. Sy is een van hulle. En die Kananeese vrou het van daardie gebied gekom en hom geroep en gesê: "Wees my barmhartig, meester, seun van Dawid." Sy weet wie sy is. Seun van Dawid. Wat is haar probleem? My dogter is erg van die duiwel besete. Maar hy het haar nie 'n woord geantwoord nie. En my goeiste, hy is dan gestuur om almal te verlos. Hier kom sy en sy sê: "Verlos my." Antwoord haar nie. Wat is fout met hom? Toe kom sy disippels nader en vra hom en sê: "Stuur haar weg." Want sy roep agter ons aan. Wat sê die disippels? Nou, die skrif sê nie hier wat het hulle gevra nie. Net wat hulle gesê het. Wat het hulle gevra? Wat praat sy? Wat soek sy? Kom praat sy met u? Hoekom? Sy is 'n Kananeese vrou. Sy is 'n Kanaaniet. Toe kom sy disippels nader en sê vir hom: "Stuur haar weg, want sy roep agter ons aan." So hulle loop naderhand. Sy is agterna. Wat sê sy? "Wees my genadig, meester, seun van Dawid, my dogter is erg van die duiwel besete." Daar loop hulle. Sy hou aan. Wat sê die disippels? "Stuur haar weg, want sy roep agter ons aan." Wat is die evangelie wat hy moet verkondig? Wat is die evangelie wat die disippels moet verkondig? Hoekom doen hulle dit nie? Want sy is 'n Kananeese. Sy is nie een van die oor wie sy naam uitgeroep is nie. Sy is nie een van die wat deel van die verbond is. Sy is nie een van die wat deur die Vader getrek word nie. Yeshua sê: "As my Vader wat in die hemel is, wat my gestuur het, jou nie trek nie, kan jy nie na my toe kom nie, Kananeese vrou." En sy hou aan. En die disippels sê: "Stuur haar weg." Maar hy antwoord haar en sê: "Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel." Skape in die huis van Israel. Hulle is verlore. Ek is net na hulle toe gestuur. Jy's 'n Kananeese vrou, dis nie vir jou nie. Daarop kom sy en val voor hom neer en sê: "Meester, help my." Maar hy antwoord en sê: "Dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gee nie. Hier is kinders en jy's 'n hond." Is nie dieselfde nie. Waar is liewe Jesus in hierdie situasie? Is nie hier. Afrikaans het vertaal na hondjies toe, die Engels sê dogs, honde. Dis nie mooi om die brood van die kinders te sny en die koue vleis daarop te sit en dit vir die hond te gee nie. Kananeese vrou, jy's 'n hond. Wat se evangelie is hierdie? Dis die evangelie van die Almagtige. Hy het uitverkies. Hy het sy naam uitgeroep oor 'n volk. Hy het gesterf vir 'n volk. Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Ek is nie gestuur na die Kanaaniete toe nie. Uitgesproke. En sy sê: "Ja, meester, maar die hondjies, die honde eet daarom van die krummels wat van die tafel van die baas afval." Antwoord Yeshua en sê vir haar: "O vrou, groot is jou geloof." En wat sê al die predikers? God verander van plan. Regtig? So hy het hierdie meesterlike plan van die begin diep gegrond, diep gewortel, met 'n volk 'n pad gestap. Net vir hulle. Hy sê, dit is 'n E-woord, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. En sy sê: "Maar ek kan dan vir die krummels kry van die tafel wat van die baas afval." Okay, sê Yeshua, ek is gestuur vir jou ook. Net hier verander ek die hele meesterplan, net omdat jy dit gesê het. Is dit wat gebeur het? Nee, dis wat die predikante sê. Wat het gebeur? Toe antwoord Yeshua en sê vir haar: "O vrou, groot is jou geloof." Wat is haar geloof? "Wees my barmhartig, meester, seun van Dawid. U is die koning van Israel." Ek sien dit. Ek is 'n Kanaaniet, maar ek sien U is die seun van Dawid van wie gepraat word. Ek sien die wonderwerke wat U doen. Ek weet U kan my dogter gesond maak, want U kan dit doen. U is magtig. Help my. En hy sê: "Groot is jou geloof. Laat dit vir jou wees soos jy dit wil hê." En sy en haar dogter se siele is gered. Nee. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af. Wat het sy gekry? Krummels wat van die tafel afgeval het. Nie die brood van die kinders nie. Wat is die krummels wat van die tafel afgeval het? Haar dogter is genees.
Het hy vir haar sonde gesterf? Nee. Hoekom nie? Want hy's net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Hy het sy bloed gestort vir die verlore skape van die huis van Israel, nie vir die Kanaaniete nie. Sy het hom nie laat verander nie, want hy kan nie verander. Yeshua is voor die grondlegging van die aarde afgesonder om sy bloed te stort vir sy volk. Het hierdie vrou hom dit laat verander? Nee, sy het nie. Sy bloed is nie gestort vir almal nie. Dis die wêreld se evangelie wat die wêreld pas, wat die wêreld verkondig, in stryd met wat God sê. Dis profete wat God nie gestuur het nie, wat sê, so spreek Jahwe, maar hy het nie dit gespreek nie. Hulle het dit uitgedink. Hoekom? Want dit is gewild. Dit pas almal. Dis nice, dit pas by die liewe Jesus evangelie. Hoekom het hy gesê, as my Vader wat my gestuur het, jou nie trek nie, kan jy nie na my toe kom nie. Dit beteken nie almal kan hom toe kom nie. Hierdie Kanaanese vrou kon nie. Uitdruklik sê hy van. Die disipels sê, ja, ga weg. Sy loop agter ons aan. Maar as gevolg van haar geloof vir genesing, wat sy beskryf as die krummels wat van die tafel afval, sê hy, laat dit vir jou wees, soos jy wil hê. Wat wil sê, my kind moet genees. Is daar enigstens verlossing ter sprake? Niks nie. Sy naam is nie oor almal uitgeroep nie.